Ja, sê welkom almal, kom ons kry gou ons plekke en dan kan ons aan die gang kom. Prys die Here vanmôre. Amen. Almal 'n goeie week gehad? As jy nie het nie, moenie worry, volgende week sal beter wees. Prys die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe in die magtige, wonderlike naam van Jesus, die naam bo elke naam, Here. Die naam in wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Vader, ons loof U vanmôre want U is so waardig, Here. Ons lig U naam omhoog. Heilige Gees, dankie dat U hierdie plek vanmôre net kom vul met U soete, tasbare teenwoordigheid, Here. Dankie vir U liefde, Here. Dankie vir U goedheid en dankie vir U grootheid. Dankie vir U genade, Here. En Vader, ons harte vanmôre is om net in U teenwoordigheid in te kom, Here, en U naam groot te maak. Because You are worthy, Lord. U is waardig vanmôre, Here. U is waardig om vanmôre ons eer te ontvang, Here. U is waardig vanmôre dat ons tyd sal kom afstaan en vanmôre sê, Here, I want to be in Your presence this morning. Here, ons het vanmôre die tyd kom uitkoop, Here. Ons kon op baie ander plekke gewees het, maar ons het gekies, Here, vanmôre om hier te wees en te sê, Here, oh Lord, I just want to come and lift Your name on high. I just want to come and praise You, for You are so wonderful, for You are God, and there is none like You. En my hart loop vanmôre oor van dankbaarheid, Here, vir dit wat U vir my gedoen het, Here. My hart loop oor vanmôre van dankbaarheid vir U genade oor my lewe, Here. My hart loop vanmôre oor omdat ek ver te kort skiet, Here, but You stand in the gap for me. U is ons middelaar vanmôre, Here. Ons eer U vanmôre daarvoor en ons dankie dat ons vanmôre net kan kom om U naam te kom groot maak. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Kom ons neem ons sitplekke, baie dankie. Ek gaan vir Michael vra om net vir my presentation op te sit. Jy's amazing, dankie Monique. Daar sê baie dankie. Ek gaan vanmôre 'n bietjie met ons gesels oor die tabernakel en hoe die tabernakel inpas by ons vandag wanneer dit kom by aanbidding. Ons is besig gewees met 'n reeks oor lof en aanbidding, praise and worship, en ons gaan dit vandag by mekaar bring om te kyk na hoe pas die tabernakel van ouds by my en jou vandag in wanneer ons in aanbidding ingaan. So daar's 'n voorbeeld van hoe die tabernakel gelyk het, en hier sal ons sien het ons die ingang gehad, en daar's baie dinge om te sê oor die tabernakel. Daar's nie 'n moontlikheid dat ek alles kan cover vandag nie, wat elke kleur beteken en wat elke verskillende ding beteken. So ons gaan regtig net 'n oorsig hê omtrent vandag. So dis hoe dit gelyk het. Dis die by voorhof gewees. Daar het ons wanneer jy daar ingegaan het, het jy die heilige plek gehad, en dan het jy dieper ingegaan waar die priesters eenmal 'n jaar kon ingegaan het, en dit was die allerheiligste. En ons gaan vandag bietjie daaroor dan dieper gesels. Wanneer jy ingegaan het, moes jy deur die deur gegaan het. Kon nie oor die muur geklim het nie, moes deur die deur gegaan het. Ons sal bietjie daaroor gesels. En soos jy ingestap het, die eerste ding wat jy gesien het, was die koperaltaar gewees waar hulle die offers gebring het. En ons gaan bietjie daaroor gesels, en die volgende ding wat jy sou gesien het, is die koperwaskom. En wat die betekenis vandag vir my en jou daarvan is, sal daaroor gesels. En dan gaan jy verder aan beweeg, dan is daar weer 'n plek waar jy moes deur beweeg, en dan het jy in die heilige plek gekom. En as jy in die heilige plek gekom het, dit was met goud beslaan gewees, houtpilare, houtborde met goud oorgetrek. So dit was 'n totale goue plek gewees waar jy ingestap het, wanneer jy daar ingekom het, en net die menorah het lig gegee. So jy het hierdie, ek wil amper sê, 'n romantiese atmosfeer gehad van hierdie menorah se lig wat aan jou linkerkant is, en dan aan die regterkant het hierdie tafel met die toonbrode gehad, en ons sal bietjie oor dit alles gesels vandag. En dan het jy by die reukofferaltaar gekom, en wat die betekenis daarvan is. En dan het jy in die allerheiligste in beweeg waar die
ark gestaan het, en wat was van die betekenis wat ons vandag daar gaan cover. So alles hier wat ons vandag gesels ons dan nou oor ons aanbidding, en hoe kom ons in die teenwoordigheid van die Here in die tabernakel as 'n voorbeeld. Goed, so daar so overall view van hoe dit moes gelyk het. Ek gaan vir ons sommer net daai eerste prentjie opsit, terwyl ek die woord bring, want dan, soos ek oor die goeters praat, behoort julle redelik te kan sien waarna ek verwys. Goed, die heining om die tabernakel was so 2,2 meter hoog gewees omtrent, en hy was so 50 meter, so amper 50 meter lang gewees, en so amper 25 meter breed, so het was 'n redelike groot plek gewees, 'n halwe rugbyveld kan jy maar sê, groot gewees. Nou ons lees in Hebreërs 8 vers 5 sê hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. So toe Moses opgegaan het op die berg, dis dan in die Nuwe Testament, Hebreërs, maar toe Moses opgegaan het op die berg, het die Here vir hom gewys hoe die tabernakel moes lyk. So daar het reeds 'n voorbeeld van die tabernakel bestaan, en hy het vir hom gesê, maak seker dat jy maak dit presies so. Nou, in die priesterlike ampt, ons het daaroor gesels, dat elkeen van ons is, wanneer ons kind van die Here word, is ons dan nou ook priester, en dit is belangrik om te weet, dat jy ook in die ampt van 'n priester staan. En hulle ampt, wat hulle werk, as die priesters van daardie tyd, was om na die tabernakel om te gesien het. So die tabernakel leer ons hoe om met God te leef en hoe om met God te aanbid en wie Jesus is. Ons weet dat omtrent alles in die Ou Testament het een ding in doel gehad, en dit was dit die pad gewys na Jesus toe. Amper alles in die Ou Testament wys vir ons heeltyd na Jesus toe. Soos lees in Eksodus 29:44 sê hy, so sal ek dan die tent van samekoms en die altaar heilig. Ek sal Aaron en sy seuns ook heilig om vir my die priesterampt te bedien. En ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle 'n God wees. Vers 46 in Eksodus 29. En hulle sal weet dat ek die Here hulle God is, wat hulle uit Egipte land uitgelei het om in hulle midde te woon. Ek is die Here hulle God. So al wat 'n tabernakel is nie, dit is die Hebreëse woord Mishka, wat beteken dit is 'n tent. Dis wat 'n tabernakel is 'n tent. So toe hulle uit Egipte land uitgetrek het, waarin het hulle gebly? In tente. Wat sê God vir hulle? Bou vir my 'n tent. Ek wil in julle midde woon. Hoeveel te meer nie vandag nie. Wat sê God? Ek wil in julle midde wees. Jy sien, God se hart is nie net om jou te red van die hel nie. God se hart is om midde julle te woon, om saam met julle te wees. Hier sê hy, ek sal saam met julle woon. So bou vir my hierdie tabernakel om in julle midde te woon. Dit was God se hart. Wil jy met vanoggend God se hart vir jou raak sien hierin, dat sy hart is om by jou te woon. En ons weet in die Nuwe Testament, wanneer ons tot wedergeboorte kom woon die Gees van die Here binne my en jou. Soos iets wat ons, selfs ons kinders moet leer. Sê, dit gaan nie net oor dat die Here jou red, dat jy nie met hel toe gaan nie. He's got a heart for you, he wants to live with you. Dis die God wat ons dien, een wat by ons wil woon. Maar, jy moet deur die hek ingaan. Jy kan nie hier oor die muur klim nie. Jy moet by die hek ingaan. Die Hebreëse woord vir daardie ingang wat daar beskryf word is Torah. En al wat dit beteken, it's a portal or entrance, the opening or the closure, literally or figuratively, a door or a gate. Dis die deur, dis die hek waardeur jy moet gaan. In Johannes 10 vers 9 lees ons, I am the gate.
Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. In die Afrikaans sê, ek is die deur. Daar gebruik jy weer die deur, maar is dieselfde ding. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So die tabernakel het reeds na Jesus verwys, dat hy is die deur, hy is die ingang. Ons kan net na die Vader kom as ons deur Jesus gaan. Sien, daar's ook 'n wagwoord wat ek moet ken wanneer ek wil ingaan. En hierdie wagwoord is in Psalm 100 vers 4, wat hy sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. In die Engels sê, into his gates with thanksgiving. In die Afrikaans is dit vertaal lof, in die Engels is dit thanksgiving, en toe wonder ek by myself, nou watter een is nou reg vertaal, is dit nou lof, of is dit nou thanksgiving? Wel, die goeie nuus, dit is albei. And into his courts, waar sy courts? Die voorhof. So when we enter through Jesus, we enter into the forecourt. Ons kom voorin met wat? Met lof en met thanksgiving. Jy sien die Hebreëse woord daar is tauda. Nou dit behoort 'n klokkie te lui, want ons het al oor die woordjie tauda gepraat. Daai letterlik, daai woord van thanksgiving, of in die Afrikaans lof, se Hebreëse woord is tauda. En dit beteken to give praise to God by lifting of the hand in adoration. Sien, dis ook die voorhoewe behoort in te gaan. Lord, I adore you. Dit beteken ook to give thanksgiving. Here, dankie. Dankie vir die wonderlike werk wat U vir my gedoen het. Dankie dat U die deur is waardeur ek kan inkom vandag, Here. Dit beteken ook lof. To give praise. So daardie woordjie, daardie wagwoord, wanneer ek in die teenwoordigheid van God wil ingaan, is to say thank you Jesus. Ek kom deur hom in die voorpoorte in. Ek tou daar. So om God se teenwoordigheid in te gaan, doen ek dit deur Jesus en dan met dankbaarheid en met lof. En nes ek ingaan, die eerste ding wat ek volgende sien, is die koper altaar. So wat ruik ek as ek daar inkom? Ek ruik vlees wat brand. Aanbidding ruik soos vlees wat brand. Jy sien, want ek moet aan myself sterf. Hierdie vlees moet doodgaan. Vlees moet sterf. Hebreërs 10 vers 4, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Dit het net die sonde van daardie tyd gecover, maar dit kon dit nooit wegneem nie. Vers 8 sê, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondeoffers wou U nie hê nie. U het nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word nie. So die offer van diere wou U nie gehad het nie, wat volgens die wet was. Maar dit is maar wat moes gebeur het in daardie tyd. Dit was 'n voorbeeld van wat sou kom. En hy daarna gekyk en kyk, ek kom om U wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. So hy vat die oue weg en hy stel die tweede, die Ou Testament, en hy bring die nuwe in. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Jy sien, hulle moes gedurig deur in die ou dae, moes hulle offers die hele tyd deurbring. En Jesus het gekom en hy was net een keer geoffer vir sondes. Vers 11, en elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kon wegneem nie. Maar hy
het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Die doel was dat 1500 jaar voor Christus mense te leer dat jou sondes voorbetaal moes word deur bloed en die dood. 1500 jaar voor die tyd moes jy hierdie les leer, jou sondes moet deur bloed en dood betaal word. En wanneer ek in die teenwoordigheid van die Here inkom, deur Jesus met lof en aanbidding, dan word ek gekonfronteer met die altaar. En om dan te onthou wat Jesus vir my gedoen het, is deel van aanbidding. Maar ook, hier is die plek waar ek my offers bring, offers van aanbidding. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. So ek kom daar en ek sê, Here, dankie vir dit wat U vir my gedoen het. And because you've died for me, I want to live for you. En daarom gee ek vandag my liggaam, Here, as 'n welgevallige offer vir U. Dis 'n liedjie wat ons verlede week gesing het, Lord, take my hands, take my feet, take my voice. Ek wil vir U lewe. In die Engels sê hy, therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy, wanneer ek terugkyk na God se genade, dan moet ek sê, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. So ek word gekonfronteer om my liggaam te stel as 'n heilige offer. Aanbidding omdat Jesus vir my gesterf het, en daarom sal ek vir hom lewe. Hier is ook die plek where I submit myself unto him. Hier is die plek where I acknowledge, Lord, U is koning van my lewe. Ek klim van my troon af, Here, en ek gee U die plek. Jy sien waar ek myself begin offer, is die plek where I submit. Dis waar ek my ondergeskik stel aan sy autoriteit. Submit means to come under the authority or yield under authority. So hier by die altaar is die plek waar ek onder sy authority myself submit. Markus 14:36 en hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik, neem hierdie beker van my weg, nogtans nie U wil nie, of nie my wil nie, maar U wil. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Jy sien, dit was die grootste voorbeeld van aanbidding wat Jesus ons kon gee. Is wanneer ek myself submit en ek sê, Here, not my will but yours. I submit myself unto you. In Johannes 3:30 kom mense by Johannes die Doper. Hulle sê, mense, kom nou nie meer na jou toe nie. Hulle gaan almal daar na Jesus se disippels toe om gedoop te word. Jy sien, in die menslike oogpunt sou ons gesê het, wel, nou moet ons efforts double. Nie Johannes nie, nee, Johannes sê, hy moet meer word, maar ek minder. Jy sien, dis die plek waar ek sê, Jesus, word U meer in my lewe, en ek minder. Hebreërs 13:15, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. So kom op hierdie plek en gedurig deur bring ek 'n lofoffer aan hom. In die Engels sê hy, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Jy sien, hy praat van 'n sacrifice, want ons voel nie altyd lus om dit te doen nie. Maak nie saak nie, Here, of voel ek hoe, ek sal 'n sacrifice of praise bring. So kom in met dankbaarheid. Wanneer ek inkom met dankbaarheid in die voorhowe,
dan kyk ek na die altaar en daar die dankbaarheid berei my voor vir die submission by die altaar. Jy sien, wanneer ek werklik besef wat Jesus vir my gedoen het, en daar hier die dankbaarheid in my hart posvat, vir Here dankie, dan berei dit my voor, dat ek kan submit aan sy koningskap. So die dankbaarheid berei my voor vir submission. En nou kom ek by die waskom. Maar die waskom het ook 'n bietjie anders omgewerk ook. Jy sien, die priesters, voor hulle die offers kon bring, moes hulle eers na die waskom toe gaan. En dan as dit klaar die offers gebring het, voor hulle in die heilige plek kon inbeweeg, moes hulle ook by die waskom gedraai het. So eintlik voor ek met my aanbiddingsoffers begin, moet ek net by die waskom kom en sê, Here, kom was my net weer 'n keer. Kom reinig my net, Here, van al my sondes en ongeregtigheid. Dan bring ek my offer, en nou ek gesubmit het aan sy koningskap, dan kom ek weer by die waskom, en die waskom was gemaak gewees uit die koperspieëls van die vrouens van daardie tyd. So dit was koper wat opgevry was, totdat dit so blink soos 'n spieël was. En dan kom die waskom is daarvan gemaak, en dit is vol water. En wanneer daar die priester daar kom, en hy sy hande en sy voete moet was, in hierdie waskom, kyk hy daarin, en hy sien 'n refleksie van homself. En die woord leer ons, dat die woord word vergelyk met 'n spieël. Efesiërs 5:25, manne, julle met julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. So die woord is soos 'n waterbad wat ons reinig. Vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek kan wees. Jakobus 1:23, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, is hy soos 'n man wat natuurlik gesig in die spieël sien. Sien, die priesters het in die spieël gekyk en dan moes hulle self was met daardie water om te reinig. Vandag was ons onsself met die woord. En dan sê Here, is daar iets in my lewe wat U nie behaag nie? I'm about to enter into the holy place. Voor ek daar kan ingaan, Here, is daar iets wat U nie behaag nie. En ek laat toe dat die woord van die Here my verander, my was, my skoon maak. Want Here, wanneer ek in die teenwoordigheid van die Heilige God inbeweeg, Here, I want nothing to stand between me and you. So ek laat toe dat die woord my was en my verander. Dis 'n plek waar ek sê, Here, ek wil meer soos Jesus wees. Kom verander my. Psalm 24 vers 3 sê, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein is van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietighede en nie vals sweer nie. Sien jouself en vra, Here, is ek skoon, want ek gaan nou in hierdie teenwoordigheid in van 'n heilige God. Sien, 'n lewe submitted is 'n belangrike komponent om in heiligheid te wandel. So kom in met dankbaarheid. And then I offer myself, I submit myself. En dan kyk ek in die waar koper was, kom Here, is daar nog iets in my lewe wat U nie behaag nie. En sien, omdat ek myself kon submit het aan sy koningskap, is ek nou gereed om myself te kan ondersoek. Om te sê, Here, because I'm submitted to you, just show me if there's something I need to change in my life. Here, kom wys my. Hebreërs 12:14 sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. In die Engels, without which no one will see the Lord.
Jy sien, my hartsbegeerte is, Here, ek wil in die teenwoordigheid inkom. Maar die woord sê, as ek nie heiligmaking lewe nie, you will not see his face. So hier waar ek nou gesubmit het, help het my om heiligmaking te begin lewe. By die koper waskom, is Here, kom maak my skoon. Wys my, hoe lyk ek? A lack of holiness is a critical obstacle to a close relationship with God. Om 'n intieme verhouding met God te hê, moet ek heiligheid nastrewe. En vir ons wat bedien, en jy wat op enige manier bedien, you're going to minister to the people that God cares about. Of jy nou sing, en of jy nou die woord bring, en of jy iets speel, en of jy klank doen, you are ministering to the vessels that God cares about. And you should not handle these vessels with dirty hands. Jou hande moet skoon wees as jy bedien. So kyk in die woord en sê, Here, hoe lyk ek regtig? Wys my hoe ek regtig voor U lyk. Here, was my met die woord en maak my om meer soos Jesus te wees. So dankbaarheid berei my voor vir submission berei my voor om na myself te kyk, om my deur die woord te laat was. Dit berei my voor om nou in die heilige plek in te beweeg. Die Here reinig ons vir 'n dieper verhouding met hom. Baie keer as jy worship, as jy aanbid, in jou binnekamer of wanneer ons hier by mekaar kom, then suddenly you start feeling the atmosphere has changed. Ons het dit vanoggend, het ek het ervaar. Toe ons daardie lied gesing het, I surrender. I felt the atmosphere changed. Ek is nog op dieselfde plek, maar die atmosfeer het verander. I've now gone into the holy place. En dis waar ons nou volgende wil ingaan, in die heilige plek. Waar ons aan die linkerkant die menorah sien, aan die regterkant die tafel met die toonbrode. Sien, slegs priesters kon ingegaan het in die heilige plek. Intimiteit was slegs vir die priesters, en daarom, as jy verstaan dat jy nou ook 'n priester is, dan weet jy is genooi om in te gaan in die heilige plek. 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk wat as eiendom verkry is. Dankie, Gerrit. As eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, in sy wonderbare lig. Hier stap ons in daardie wonderbare lig in. Jy is genooi, jy is, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, dan het jy nou die koninklike priesterdom, dan het jy priester eienskap. Daarom mag ek en jy ook nou in hierdie heilige plek inkom. Dit het goue mure, regterkant die tafel van die toonbrode, linkerkant die goue kandelaar, en skielik het dit stil geword. Dis 'n plek van stilte. Dit wat jy daar buite gehoor het, is nou afgesny. Ek hoor dit nie meer nie. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons baie keer stil word voor die Here. Dis die tyd wat die bruidegom met die bruid wil praat, maar ons is altyd so besig om die program te dryf, dat ons nooit net stil word en sê, Here, ek wil hierdie tydjie van intimiteit saam met U spandeer in U teenwoordigheid. Hier waar dit nou stil geword het, en net hierdie lig van die menorah, wat 'n lig binne in hierdie plek maak, U teenwoordigheid. I become quiet, ek word stil in sy teenwoordigheid. Tafel met die 12 toonbrode, kanne en bekers. Hulle sê ook hierdie toonbrode het gaatjies ingeprik gehad om te help met die bakproses. So as kinders van die Here hoef ons nie ver
ons imagination te kan stretch om te sê, maar die tafel met die toonbrode, met die kanne en die bekers, laat my dink aan die nagmaal nie. Matteus 26:26, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy dit gedank het, breek hy dit, en gee dit aan die disippels, en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En ek kan net dink, die disippels wat wel bekend was met die Paasfees, die Jode vier juis hierdie naweek, Passover, waar hulle uit Egipteland uitgelei was, wat wel bekend was met dit, wel bekend was met die toonbrode. Moes by hulle self gedink het, Jesus breek hierdie brood, en hy sê, neem jy, dis my liggaam. Moes hy vir hulle gesê het, maar Here, is hierdie jy liggaam? Miskien nie heeltemal nog verstaan wat hy bedoel het nie. Toe hy sê, neem hierdie beker, drink almal uit, dis my bloed. Here, is hierdie u bloed? Kan net gedink het, wat moes deur hulle gedagtes gegaan het, op daardie oomblik. En hier kom die Here, en hy nooi vissermanne uit as priesters, om in die heilige in te gaan. Ek en jy word nou uitgenooi. Ons kan nou ook in die heilige ingaan. In the holy place. We can enter into the holy place. Die toonbrode was net vir die priesters, maar nou is hulle ook genooi. Die Engelse woordjie commune, waar ons woordjie communion vandaan kry, beteken ook om te bly, om te woon, om saam te woon. Dis God se hart. He wants to commune with you and with me. En hy sê, kom deur my seun, and come and stay with me. Commune met my. Want as die goue kandelaar, het was die priester se werk om te sorg dat die kandelaar altyd brand. En jy as 'n priester nou, is jou verantwoordelikheid om te sorg dat jou kandelaar altyd brand. Jy moet sorg dat die olie in die kandelaar is. Hoe sorg ek dat die olie in die kandelaar is? Wel, ek moet intieme tyd saam met hom spandeer. Gebed, praise and worship. Wanneer ons hier by mekaar kom, is ons besig om hierdie kandelaar net weer 'n bietjie vol te maak. En sê, Here, dankie vir die olie, wat my net weer 'n bietjie vol maak. Ek wil net weer 'n bietjie kom maak my vol, Here. It's your responsibility as priest. Hy het 7 takke gehad, die menorah, wat spreek van die volheid van God se teenwoordigheid. En dan het hy op elke takkie, wat julle nie so baie mooi kan sien nie, maar het hy 3 sulke blommetjies, knoppies gehad, wat uit 3 dele bestaan het, so dit was 3 dele maal 3 op elkeen van hulle, wat vir ons die getal 9 gee, en 9 is die getal van die Heilige Gees. En daarom as ons gaan lees in die Nuwe Testament, dan sien ons, dat die vrug van die Gees, daar is 9 vrugte van die Gees. Jy sien, intimiteit met God wek hierdie vrug in my lewe op. Wat is die vrugte van die Gees? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sien, hierdie kerk en enige ander kerk behoort 'n plek te wees waar die vrug van die Gees is. Die mense moet sê, wow, die liefde in daardie plek. Hierdie kerk moet 'n plek wees wat geken is
aan die vrugte van die Heilige Gees, en hoe meer tyd ons in intimiteit spandeer, hoe meer sal die vrug na vore toe kom. En so met jou huis moet ook 'n plek wees waar jy die vrugte van die Gees kan ervaar. Wanneer iemand in my huis instap, dan moet hy sê, wow, I want to be here. Ek wil hier wees. Dit moet 'n plek wees waar my kind kan groot word, waar haar liefde en selfbeheersing en al hierdie mooi vrugte van die Gees is vriendelikheid en vrede. Dit is 'n huis van vrede, daar's nie strife nie. Nou as jy vir my vanmôre sukkel, man, ek sukkel met hierdie vrugte, ek sukkel met liefde, of ek sukkel met blydskap, of ek sukkel met vrede, of ek sukkel met geduld, of ek sukkel met selfbeheersing, hoe lyk jou intimiteit met God? Jy sien, hoe meer tyd, intimiteit ek met God spandeer, hoe minder sal ek sukkel met die vrugte van die Gees. As ook die 9 gawes van die Gees. En intimiteit bring dan voor krag en vrug. So hoe meer tyd ons in intimiteit met God spandeer, hoe meer het ons die gawes van die Heilige Gees wat opereer, so dit bring die krag en dit bring die vrug. En dis hoekom ons dit wil doen. Intimiteit saam met hom. Johannes 15 vers 4, bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, is julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons moet gedurig deur in sy teenwoordigheid wees, dat ons kan vrug dra, ons moet in Jesus bly. En dan kom ons by die reukaltaar. Die reukwerk te brand verteenwoordig die gebed van die kinders van die Here. Ons sien dit in Psalm 141 vers 1, 'n Psalm van Dawid. Here, ek roep u aan, kom tog gou na my toe, luister na my stem as ek u aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan en die opheffing van my hande soos die aandoffer. In Openbaring 5 vers 8 lees ons, en toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. So hierdie reukwerk verteenwoordig gebed. Jy sien, wanneer ek daar kom, is dit 'n plek van intersessie. Jesus tree vir ons, en ons sien dit in Romeine 8:34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Maar Jesus is ons middelaar, geen priester, geen mens kan ooit vir jou 'n middelaar wees nie. Net Jesus is ons middelaar, maar ons kan intree, we can intercede for people. Jy sien, vir die reukwerk om op te gaan, moet dit brand. So moet ons harte brand vir ons gemeenskap. So moet ons harte brand vir die mense om ons. So moet ons harte brand vir ons familie, wat besig is om verlore te gaan. So moet ons harte brand vir hierdie gemeente. So moet ons harte brand vir hierdie land. So moet ons harte brand vir dit wat die Here op jou hart lê, om voor te intercede. Want wanneer jy daar kom, dan staan jy met jou een hand in God se hand, en met die ander hand op hierdie wêreld, en jy intercede, want jou hart brand vir dit. It's a place of intercession, waar ek begin intree, en my gebede soos 'n reukoffer moet opgaan voor die teenwoordigheid van die Here. Efesiërs 3:20 sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons kan bind of dink, volgens die krag wat in ons werk. Ons God kan baie meer doen as wat jy ooit kan dink of bid of vra.
Kom ons vra die Here, Here, kom maak hierdie gebou en die een in Richmond, Here, kom maak hom vol mense. Hoekom gaan dit oor getalle? Nee, maar Here het hierdie dorp lief. Die Here het die boere het lief. Die Here het die mense in Richmond lief. Die Here het die boere om Richmond lief. Here, kom maak hierdie plek vol. Because you love them, Lord. Kom ons intercede vir hulle. Totdat die Here gedoen het ver bo wat ons kon dink of vra in hierdie plek. Hierdie reukwerk, hierdie intersessie nou, wanneer ons daar kom, dan berei dit ons voor om in die allerheiligste in te gaan. Berei ons hart voor vir die allerheiligste. Daar waar die tabernakel, die ark gestaan het. Exodus 33:8, die Here deel 2 weke terug met my hierdie gedeelte. Hoe sê ons, dis 'n revi, 'n revelation. Exodus 33:18, daarop vra hy my, laat my tog u heerlikheid sien. So Moses sê vir God, Here, laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou in die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Who know? Lord, I want to see your face. Lord, I want to seek your face. Ek wil u heerlikheid sien, Here. Tog sê Here vir Moses, niemand kan dit sien en nie sterf nie. En die Here sê vir my, jy moet sterf. This flesh must die. Die eie ek moet doodgaan. Before you will see my glory. Voor jy my heerlikheid sal sien. Psalm 27 vers 7 sê David, hy sê, hear my voice when I call, Lord, be merciful to me and answer me. Hoekom sê hy be merciful? Want dis wat David nou vir God gaan vra. Hy sê, my heart says of you, seek his face, your face, Lord, I will seek. David weet, hy het vir Moses gesê, jy kan my gesig nie sien en lewe nie. En David sê, Here, al kos dit my lewe, just be merciful, Lord, but let me see your face. En dit moet my en jou hart wees om te sê, Here, wees my genadig, Here, maar laat my u heerlikheid sien. Ek is nie tevrede, Here, met bietjie nie, Here. Lord, I want more of you. Is dit jou hart vanmôre? Here, ek soek meer van u, Here. I know there's more, Lord, there's more. Hebreërs 12:14 jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Heiligmaking, heiligmaking. Here, maak my skoon, maak my skoon, maak my skoon, laat hierdie vlees kan doodgaan, Here, so that I can enter into the Holy of Holies and be in your most holy presence, that I can see your face, God. Die priesters het eenmal 'n jaar ingegaan in die allerheiligste. Nou daai allerheiligste se gordyn was solid gewees van die een kant na die ander kant. Hy het nie 'n deur gehad nie. So die priester in die allerheiligste ingegaan. Hy moes onderdeur kruip. He had to go in on his knees. Jy sien die woord sê vir ons, ek weerstaan die hoogmoedige. The only way that you will enter into his presence
You see, when you die to self, en daar's niks hoogmoed in jou lewe nie. Because you have to enter low into the Holy of Holies. Sien, Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om God se heerlikheid te sien. Hebreërs 10:19. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Toe Jesus se vlees op die kruis geskeur was, het die voorhangsel van bo na onder geskeur, en was daar nie meer 'n skeiding tussen ons en God nie. En is ons nou uitgenooi, that we can go all the way into the Holy of Holies. Die ark, Eksodus 25:20, en die gerubs met die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskut, en hulle aangesig moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. So het jy die twee gerubs en hulle vlerke na boontoe kyk vir mekaar, en dit bedek die versoendeksel. Die versoendeksel was verteenwoordigend van God se teenwoordigheid. Die gerubs kyk na mekaar en hulle vlerke bedek die versoendeksel. Hulle bedek die teenwoordigheid van God. Ons lees in Matteus 18:20, van daar waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is ek in hulle midde. Jy sien, waar ons eendragtig by mekaar kom, daar is hy ons in ons midde, sê hy. Psalm 133 vers 1. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook kan saamwoon, met ander woorde, 'n eenheid kan wees. Dit is soos 'n kosbare olie van die hoof, wat afloop op die baard van 'n Aaron, wat afloop tot op die soem van sy klere. So wat sê die Here vir ons in hierdie teenwoordigheid wat bedek word, wanneer ons 2 of 3 saam begin kom, sê hy, daar is hy teenwoordig, en ons kyk vir mekaar. En ons kom in eenheid voor sy aangesig. Die olie verteenwoordiging van die teenwoordigheid en die Heilige Gees, sê hy, dan is dit so lieflik vir hom, dis soos die olie wat afloop op Aaron se baard en afloop tot in die soem van sy kleed. As ons in die teenwoordigheid van die Here wil wees, we have to be in one accord. Kan nie tweedrag wil wees nie. We have to be in one accord. Ons met een hart moet ons voor die Here kom en sê, Here, we want more of you, Lord. You must protect your brother and you must protect your sister. Wanneer mense begin sleg praat van jou broer en suster, jy sê, nee, boetie, eenheid is vir ons belangrik. Die woord sê, ons moet hard strewe daarna, om die eenheid te bewaar. Dan word dit kom nie maklik nie. You must work at it to protect the unity. Want in eenheid is dit soos wanneer die olie begin loop, en ons protect daai teenwoordigheid van God, wanneer hy sê, waar 2 of 3 in my teenwoordigheid by mekaar kom, daar is ek in hulle midde. Hy praat van die vlerke wat boontoe wys. That's praise. So op in eenheid en in lof bou troon van God. Psalm 22 vers 3, but you are holy, enthroned in the praises of Israel. Wanneer ons eenheid het en wanneer ons lof het, dan bou ons die troon waarop God kan kom sit, waarop Jesus kom sit in ons teenwoordigheid. That's when we experience the manifested presence of God. En wat ek vir julle gesê het, enige iets kan gebeur wanneer God se gemanifesteerde teenwoordigheid die atmosfeer vul.
Dis wanneer ons sien dat mense se kettinge afval, wanneer genesings plaasvind, wanneer dinge verander in mense se lewens, is when God manifests His presence. Nou, in die Nuwe Testament, wanneer ek en jy tot wedergeboorte kom, is ek en jy daardie tabernakel, want die Gees van die Here kom woon binne my en jou. In Korintiërs 6:19, of weet julle dan nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Jy is daardie tabernakel. So my vraag vir jou vanmôre is, en jou vraag vir my vanmôre is, hoe leef ek dankbaarheid? Hoe leef ek herinnering aan dit wat Jesus vir my gedoen het? Hoe leef ek submission? Hoe leef ek en jy die woord wat my lewe moet kom transformeer? Kyk ek na die woord en sê, Here, kom verander my. Hoe leef ek en jy intimiteit met God? Hoe leef ek die vrug van die Gees en die krag daarvan? Hoe leef ek die teenwoordigheid van God? God wat in my woon. Leef ek my priesterskap? Leef ek my tabernakel? Leef ek aanbidding? Die aanbidding is nie net iets wat ek doen nie. Aanbidding is wie ek is voor die Here. Aanbidding is wie ek is voor die Here. Thank you, Jesus. Vader, dankie dat U nou kom om tussen julle te woon, sê die Here. My begeerte vanmôre is om 'n intieme verhouding met jou te hê. En ek nooi jou uit. Come and commune with me. My desire is to show you my glory. My desire is to share myself with you this morning. Come into my presence. I'm calling you to come into my presence. I want more of you. My desire is an intimate relationship with you this morning. Dankie Vader vir U teenwoordigheid. Here, ons is so dankbaar. We are so grateful, Father, dat ons die voorreg kan hê, Here, om U te kan soek. Dat ons die voorreg kan hê, Here, om in U teenwoordigheid te kan wees. Father, teach us your ways, Lord. Your ways, U manier, Here. We so many times want to do things our way. But Lord, our way doesn't count. It's your way that counts. Leer ons U weer, Here. Leer ons U weg. Leer ons hoe U aanbid wil word, Here. Leer ons hoe om in U teenwoordigheid in te kom. Ons loof U en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. Daar sê baie dankie julle. Moenie te haastig wees nie. Ons gaan lekker koffie saam drink. Julle moet 'n geseënde week hê. Bid dat die Here se goedheid en guns julle sal volg. Die Here vir julle besonderse mooi deure sal oopmaak. Sy teenwoordigheid saam met julle sal wees. En dat julle 'n diepe ervaring van sy teenwoordigheid sal hê. En wanneer jy in jou binnekamer ingaan, dat jy sommer dadelik sal voel, Here, you're already here waiting for me. Loof hom. Amen. I surrender. I
to know